Goed, ons kyk dan in hierdie gedeelte na die brief wat Jakobus, die algemene brief, en ons het voorheen daaroor gepraat, daar was spesifieke briewe wat deur Paulus spesifiek gerig was aan verskillende gemeentes, en dan weet ons, dan kom ons ook agter dat daai briewe is aan die 7 gemeentes gerig, en so die briewe wat geskryf is aan die gemeentes is vandag nog van toepassing op gemeente en gemeentelewe, en ons moet versigtig wees om 'n gemeente te gaan koppel aan 'n spesifieke kerk met 'n spesifieke naam wat 'n gemeente het. Die gemeente, soos die woord sê, is ook die liggaam van Christus. En die liggaam van Christus is nie verbonde aan een denominasie of aan hun denominasie nie, maar dit is wel gekoppel aan Christus en hom as die hoof van die gemeente. En daarom weet ons ook dat ons geloof is verbind tot dieselfde waarheid, en daar's net een waarheid, en wanneer daarvan die waarheid afgewyk word, dan is dit nie meer deel van die liggaam van Christus nie. So, as dit nie deel is van Christus nie, dan is dit ook nie deel van die liggaam nie. Goed, so, die eerste wat ons hier kry in hoofstuk 1 van die brief wat Jakobus geskryf het, sê Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Nou, kan 'n mens nou probeer aflei wie hierdie Jakobus is. Dit kan, omdat hy 'n apostel is, moes dit een van 2 Jakobusse gewees het, en ons weet dat onder Jesus se 12 disippels was daar 2 Jakobusse. Die een was die broer van Johannes, en die ander Jakobus was die seun van Alfeus. Nou, ons weet nie watter een van die 2 hierdie brief, want dit sê nie vir ons presies watter Jakobus nie. Wat ons wel kry in Handelinge 12 is, word Jakobus, die broer van Johannes, word doodgemaak deur Herodes. Maar ons weet nie, dit kan wees dat hierdie brief geskryf was voordat hierdie Jakobus, broer van Johannes, doodgemaak is, of dit sou moontlik gewees het dat hierdie Jakobus wat hierdie brief geskryf het, die seun van Alfeus was, en hy was ook een van die 12 disippels gewees. Goed, hoe dit ook al sê, hy begin met die volgende woorde: Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. So, waarmee begin hy? Hy begin met vreugde. Nou, die Engelse vertaling praat van count it all joy. Met ander woorde, daar moet 'n diepe vreugde wees vir wanneer ons in versoekinge val. Die rede daarvoor is, wanneer versoekinge kom, en ons moet net versoekinge ook net definieer, wanneer ons in allerhande versoekinge kom, dan is dit 'n bewys daarvan dat ons met die waarheid besig is. Daar sal nie versoekinge wees daar waar nie waarheid is nie. So, wat gebeur? Wanneer ons na die Here toe kom, dan kry ons die inwonende Heilige Gees, wat dan vir ons kom wil leer van die waarheid en die dinge van die Koninkryk van God. En dan, so die oomblik as die waarheid na ons toe begin kom, dan kom die vyand, die Satan, en hy kom versoek ons weg van die waarheid af. En dan sê die woord, nou moet jy dit nie sien as 'n slegte ding nie, jy moet dit sien as, jy moet dit beheer met louter vreugde, met all joy, want dan is dit 'n bewys dat jy is nou besig met die waarheid. So, dit bly ook altyd vir ons as gelowiges. Wanneer versoekinge nie meer na ons kant toe kom nie, dan moet jy begin vra. En die vraag wat jy dan moet vra is ek nog besig met die waarheid, of het ek nou al klaar afvallig geraak? En afvalligheid beteken niks, beteken nie ek is nou weer terug in die wêreld, of ek is nou weer besig om kom ons noem dit dan nou maar, ek is glad nie meer met die dinge van die geloof besig nie. Die
versoeking bring my na 'n valsheid van dit wat die geloof veronderstel was om te wees. Goed. En dan sê hy, hoekom moet ons dit as louter vreugde ag? Dan sê hy, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. So wanneer ons met waarheid besig is, dan kom die verleiding van die bose wat ons wil wegversoek van die waarheid af, en dan sê hy, dit beproef ons geloof, en wanneer ons dan in die beproewing die heeltyd soekend bly na die waarheid en seker maak, so hoe werk daai om in die waarheid te bly? En ek dink dis meer ledig. Met ander woorde, aan die een kant gaan jy self 'n dieper soeke begin vind na die waarheid aan die een kant, en aan die ander kant gaan ons as liggaam na mekaar toe trek en sê, okay, is ons nog in die waarheid? Is ons besig om afvallig te raak van die waarheid? Het ons vir die versoeker geval, of is ons nog met die waarheid besig? Goed. Nou, moet ons net ook definieer, wat beteken lydsaamheid? Want hy sê, die beproewing van julle geloof bewerk lydsaamheid. Lydsaam beteken patient, cheerful endurance. Patient, cheerful endurance. Met ander woorde, ons moet die heeltyd ons moet endure, ons moet aanhou en ons moet beklei teen versoekinge wat kom, waar die vyand probeer om ons, en ons moet nie versoeking definieer as iets wat jou in vleeslike sonde probeer intrek nie. Want daarvan het ons genoeg in ons eie vlees. Jou vlees gaan altyd neig na vleeslike sonde toe. Maar die versoeker kom nie om jou in vleeslike sonde in te versoek nie. Die versoeker kom om jou te versoek om die waarheid net liggies te draai. En dan het ons soveel bewyse daarvan. Van Genesis af, dan sien ons die versoeker kom na Adam en Eva toe, en hy sê nie, julle mag nie van die boom eet nie, hy sê, het God gesê, julle mag nie. En wat was God se motief om dit te sê? En dan kom hy met 'n hele storie oor hoekom hy dink dis okay dat hulle van die boom eet. En dan kry ons vir Kain en Abel. En God het gesê, ek soek 'n bloedoffer, en dan kom Kain, dan sê die vyand vir Kain, moenie jy worry nie, dis nie nodig dat jy 'n bloedoffer bring nie, jy bring jou die offer wat jy oor besluit, en dis wat die versoeker doen. En dan weet ons, die versoeker gaan al die pad deur, en dan kom hy tot by Jesus. En dan gaan hy, wat het hy probeer om Jesus te laat doen? Het hy Jesus probeer intrek in vleeslike sonde? Het hy gesê, hoorie, daar's 'n wellustige vrou wat met jou wil tyd spandeer, of wat ook al? Nee, glad nie. Hy probeer nie Jesus versoek tot vleeslike sonde nie, hy probeer hom versoek deur God se woord te vat en dit te verdraai. En dan gebruik hy verskillende maniere om dit te doen. So, verstaan net versoeking reg, dat versoeking het niks te doen met jou en my vleeslike sonde wat ons doen nie. Sê ek daarmee dat jy kan doen net wat jy wil in jou vlees? Nee, dis nie die punt nie. Die punt is, ons moet net definieer en onderskei wat is die werk van die versoeker, wat wil hy doen? En so, ons het dit dan nou uitgemaak. Goed, so dan die lydsaamheid gaan daaroor dat jy moet aanhou soek na die waarheid. Moenie moeg word, moenie iewers langs die pad kom en dan voel jy, dis nie die moeite werd nie, 1 of 2, nee, ek weet nou alles, so ek hoef nie verder te soek nie. Ek dink as gelowiges sal ons nooit ooit by die punt van versadiging kom nie. Ons sal nooit kom by die punt dat ons alles weet nie. Goed. Dan sê hy in vers 4, Jakobus 1 vers 4 sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So,
en nou weer 'n keer. Nou kan 'n mens sê, so iewers is daar 'n punt van volmaaktheid. Wat hierdie vers eintlik vir ons wil sê is jy kan nooit ooit ophou soek nie. Want volle verwerkliking gaan ons as gelowiges nooit ooit bereik, solank as wat ons in die vlees wandel nie. Ons gaan soekend bly, ons gaan bidend bly, ons gaan bid, ons gaan vra, of ons gaan bid, ons gaan soek, ons gaan klop, en ons gaan aanhou om die waarheid te soek, totdat Jesus kom om ons te kom haal. Andersins, want dit is waaroor lydsaamheid gaan. Lydsaamheid het nie 'n afsnypunt nie. Dis hoekom Paulus gesê het, ons moet die wedloop voltooi. En die wedloop van die geloof is nie voltooi voordat Christus ons kom haal het nie. Ons kan nie uitsak langs die pad iewers en sê, ek het nou genoeg kennis, ek weet alles van die waarheid en nou kan ek uitsak nie. Nee, lydsaamheid bly 'n baie, baie belangrike faset van geloofslewe. Goed, en dan kom ons by vers 5. En dis seker een van die belangrikste verse in 'n gelowige se lewe. En dit is die vers wat sê, vers 5 in Jakobus 1, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal hom gegee word. Nou weer 'n keer, mens kan nie, mens kan nooit, as jy met die skrif van die Here werk, as jy met die woord werk, kan jy nooit met die voor die hand liggende werk nie. Die woord van God is nie voor die hand liggend nie. Jy kan dit nie vanuit die vlees beoordeel nie. So die afleiding nou is om te sê, okay, so as ek wysheid kort kom, moet ek net bid. Want dit is die verkorte antwoord op dit wat hierdie vers vir ons eintlik in 'n dieper liggende waarheid probeer sê. Wat beteken dit om van die Here wysheid te bid? En dan is die antwoord, wysheid kom net deur kennis. Wysheid kom net deur kennis. So kom ons blaai gou na Spreuke 1 toe, en kom ons kyk net, wat beteken Spreuke 2, kom ons kyk wat beteken God se wysheid. En ek gaan net 9 verse vinnig saam met, en daar's soveel ander plekke waar ons die skrif kan gaan naslaan rondom wysheid. Maar hy sê, my seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, want die Here gee wysheid uit sy mond, en uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel, deurdat hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan, en regverdigheid, elke goeie pad. Elke goeie pad. Jy sien, wanneer ons vra vir die Here vir wysheid, dan sê die Here, hy sal aan ons wysheid gee. Ons sien dit hier in Jakobus 1 vers 5. Hy sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. So daar's geen verwyd by God nie. God kyk nie na jou en jou vleeslike aksies wat jy gedoen het, en nou verwag hy eers van jou een of ander prestasie voordat hy aan ons wysheid toeken nie. Dis nie God se manier nie. God is nie 'n God, hy's 'n goeie God. God se hart is om aan u en my wysheid toe te ken. Op grond waarvan? Op grond van die feit dat hy vir ons lief is, en hy wil ons in sy waarheid rig,
maar hy kan dit alleenlik doen as jy dit van hom vra en dit van hom versoek. God sal nie aan u wysheid gee as u nie vra daarvoor nie. En dit is belangrik vir ons as gelowiges, om te verstaan dat wysheid val nie uit die lug uit nie. Jy kan nie wysheid vra. Met ander woorde, 'n doodgewone skietgebedjie opstuur en sê, ag Here, gee vir my wysheid. En nou verwag jy dat God uit die hemel uit vir jou gou gewys het, en nou loop jy rond en skielik, het jy 'n wyse oomblik, en nou sê jy, okay, nou het ek wysheid. Wysheid, God maak nie wysheid los van die waarheid van sy woord nie, en dit is waaroor Spreuke 2 gaan. God sê, my wysheid kom deur die kennis van wie ek is en van wat my woord sê. En daarom is dit vir ons belangrik om dan te sê, goed Here, as ek dan wysheid kort kom, en ek bid van u wysheid, dan is daar 'n spesifieke manier wat ek gaan moet volg, wat as ek dan daai wysheid wil bekom, dan gaan daar 'n spesifieke manier wees, wat God aan my wysheid gaan gee. So kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. So kom ons kyk na 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. Vanaf vers 13 tot en met vers 15. Vanaf vers 13 tot vers 15. 1 Johannes 5, agter in jou Bybel. 1 Johannes 5 vers 13 tot 15 sê, en dit het ek geskrywe, skrywer is Johannes, en hierdie Johannes wat hier skryf is die broer van Jakobus, en dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God. Wat is die naam van die Seun van God? Sy naam is die woord van God. So nou kan jy, want hoe weet ons dit? Dit staan in Openbaring 19. Hy sê, en sy naam is die woord van God. So kom ons kyk gou. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die woord van God, van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God, die woord van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. So nou, wat vra ons volgens sy wil? Wysheid. Sy wil is om aan ons wysheid te gee. En as ons sê, Here, gee vir ons wysheid, dan is daai wysheid gekoppel wat? Aan sy woord. En dan sê hy in vers 15, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bede sal verkry, wat ons van hom gevra het. So wat moet ek vra? As ek moet vra vir wysheid, dan sê hy, jy moet dit vra volgens God se wil. En wat is God se wil? God se wil is sy woord. Alles wat hy gesê het, is sy wil. So as ek wysheid wil hê, dan vra ek dit deur sy woord. Kom ons maak dit prakties. Wanneer jy met die woordstudie besig is, moet jy tot God nader in gebed en sê, Here, ek gaan nou Jakobus 1 deurwerk, maar Here, ek het nie wysheid nie. Ek het nodig dat u aan my wysheid verskaf om Jakobus 1 reg te verstaan. Sal u my genadig wees en deur die werking van die Heilige Gees vir my Jakobus 1 openbaar maak. En dan begin die Here met 'n mens te werk en te sê, goed, ek wil hê jy moet na die verwysende skrifte begin kyk, jy moet begin soek in my woord, en dan sal ek aan jou wysheid toeken. Goed, so ek is terug by Jakobus hoofstuk 1. Vers 6. Nou is die voorskrif van hoe om wysheid te bekom. Hy sê, maar hy moet in die geloof bid. So hier's 'n klare 'n sleutel. So jy kan nie net bid en sê, ag Here, gee vir my geloof nie. Hy sê, jy moet, of Here, gee vir my wysheid nie. Jy moet sê, jy moet dit in die geloof bid. Nou wat is geloof? Want dis nou die volgende. So wanneer die woord na ons toe kom, wat sê, vers 6, maar hy moet in die geloof bid. Nou moet jy geloof gaan, nou begin jy met 'n nuwe soeke.
ons het nou bietjie gaan kyk na wysheid en ons het nou Spreuke 2 gaan kyk en dan van Spreuke 2 af kan jy nou weer 'n klomp ander skrifte gaan navors oor waaroor gaan wysheid. Maar nou is die volgende uitdaging vir ons en die volgende stukkie lydsaamheid vir ons is om te sê, nou sê die woord, Jakobus sê vir ons, maar jy moet in die geloof bid. Nou dis mos nou iets heeltemal anderster as om te sê, jy moet net bid. So nou moet 'n mens vra, so wat beteken dit as die woord sê, jy moet in die geloof bid? Nou moet jy geloof gaan definieer. Nou gaan jy, en onder andere kry ons dan in Romeine hoofstuk 10, vers 17. Romeine 10 vers 17 en dan kan jy Hebreërs 11, ons kan gou vinnig na Hebreërs 11 ook kyk, maar Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So wat is geloof? Geloof is wanneer ons met God se woord werk, dan kom jou geloof is direk gekoppel aan kennis van God se woord. En jy moet die woord hoor, hoe hoor 'n mens die woord? Nie, jy hoor dit fisies ook, maar jy het nodig om die woord geestelik te hoor. En wanneer jy die woord hoor met jou geesmens, want ons is vlees en gees. Wanneer jy gewederbaar is, moet jy die woord van God geestelik hoor. So wat doen ons? Ons lees die woord. En nou hoor ons dit, ons sien dit met die oog wat die vlees is, ons hoor dit met die oor wat die vlees is, maar die woord sê, jy moet dit geestelik hoor. En nou moet ons vir die Here vra, Here, sal U asseblief deur U Heilige Gees vir my help verstaan met my gees, wat beteken geloof? En as hy geloof is, dis uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So wil jy meer geloof hê, dan moet jy meer kennis hê van die woord van God. Wat se kennis? Geestelike kennis. Nie jy moet verse kan quoteer links, regs en vir mense sê, dis wat daar staan en dis wat daar staan. Jy moet vir die Heilige Gees vra om vir jou geloofskennis te gee van sy woord. En jy kan dit alleenlik kry deur die werking van die Heilige Gees wat dit aan jou openbaar maak. Goed. So nou sê, julle moet in die geloof bid. So hoe moet jou gebed nou klink? Jou gebed nou wees? Jou gebed moet wees gekoppel aan die waarheid van die woord. En dit is heeltemal 'n ander prentjie. Want jy sal nooit in jou eie persoonlike menslike hoedanigheid sal jy nooit die dinge van die koninkryk kan verstaan, tensy die Heilige Gees dit nie aan jou openbaar nie. Maar so kom ons kyk net gou dan net vinnig na Hebreërs 11. Hebreërs 11 gee vir ons ook 'n sleutel van waaroor geloof gaan. En daar gaan ons net die eerste 3 verse kyk. Net die eerste 3 verse sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So wat is geloof? Geloof is, jy moet vertrou dat dit wat die woord sê, is geloof. Nie wat jy kan sien nie. Geloof is nie 'n sigbare nie, dit is 'n onsigbare. En nou wil ek vir jou sê, baie mense bou hulle geloof op dit wat God vir hulle doen. So met ander woorde, jy vertrou die Here vir 'n suksesvolle transaksie, en dan as die suksesvolle transaksie nie gebeur nie, nou vertrou jy nie meer vir God nie. Want hoekom? Jy wil sien hoe geloof in die fisieke uitspeel. En dit is nie hoe geloof werk nie. Geloof het niks te doen met die natuurlike nie. En daarom moet nie jou geloof bou op wat jy sien nie. Jy bid vir iemand dat hy moet gesond word, nou word hy nie gesond nie. Nou krenk dit jou geloof. Maar dis nonsens, want jy moes nooit in die eerste plek jou geloof gebaseer het op wat jy sien nie.
Ja, maar Jesus het baie siekes gesond gemaak, maar daar's 'n geestelike betekenis in dit. Jesus het nie siekes gesond gemaak om te sê, dis ons geloof, ons gaan almal eendag siekes gesond maak, of ons gaan dooies opwek, of ons gaan wat ook al doen in ons geloof, ons gaan duiwels uitdryf, want ons probleem is ons wil in die natuurlike 'n sigbare ding sien gebeur, andersins het ons nie geloof nie. En hier is 'n baie duidelike skrif in Hebreërs 11 vers 1 wat sê, vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, onsigbaar. Luister, vers 2, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Wat is die getuienis van Abraham gewees? Abraham het God geglo vir 'n seun wat hy vir hom sou gee in 'n belofte, sonder dat hy dit gesien het. Hoekom? God het gesê, ek gaan vir jou 'n seun gee. En Abraham moes sekere goed doen in samewerking met dit wat God vir hom gesê het. En wat was dit gewees? Hy moes aangaan om op 'n baie, wil ek amper sê, op 'n ouderdom wat dit amper onmoontlik was, om nog gemeenskap met sy vrou te hê, aan te hou om met haar gemeenskap te hê, totdat die Here sy belofte waargemaak het. Onsigbaar. In die saad van Abraham was daar nie meer lewe nie. Dit is net hoe dit is. En dan kom hy 'n tweede keer, en dan sê God, ek wil hê jy moet daai Isak wat ek vir jou gegee het, moet jy offer. En dan kom bevestig Abraham sy geloof in God se woord. Want God het vir Abraham 'n belofte gemaak dat hy juis uit hierdie spesifieke Isak uit vir hom 'n nageslag sal gee. Soveel soos die sand van die see en soos die sterre van die hemel. So wat het Abraham gedoen? Abraham het in die onsigbare geglo. Hy het geglo daar's 'n belofte, en as daar 'n belofte is, dan kan hy maar sy seun gaan offer, want God het die vermoë om weer vir Isak uit die dood uit op te wek. Want andersins het God gelieg toe hy gesê het, ek gaan uit hom uit 'n nageslag vir jou gee. En dis wat geloof doen. Geloof werk nie vanuit sienlike nie, maar uit die onsienlike. En dan vers 3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit die sienlike dinge nie. Nou dit is 'n baie diep beginsel, wat baie tyd gaan vat vir ons om te verstaan wat hierdie vers vir ons sê. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit die sienlike dinge nie. So wat is die dinge wat vir die wêreld toeberei word? Die onsigbare. God het ons geskep sodat hy uiteindelik vir ons die onsigbare kan gee. En wat is die onsigbare wat hy vir ons wil gee? Die koninkryk van God, wat ons erflatingskap is. My en u erfenis wag vir ons in die onsienlike. En as ons uitsien na ons erfenis, dan begin ons fokus op die dinge van ons erfenis, wat daarbo is, daar by hom. En nou, dien ek nie die Here vir die sienlike nie, want dis ons probleem. Ons is die heeltyd gefokus op die sigbare, en as die goed sigbaar nie vir my uitwerk nie, dan taan my geloof, dan stel ek nie meer belang in Christendom nie, want dis net 'n mors van tyd. Maar as jy 'n ewigheidsperspektief het, as jy 'n ewigheidsingesteldheid het, dan maak dit nie saak of jou besigheid suksesvol is nie. Dan maak dit nie saak of jy elke dag van jou lewe gesond is of nie. Dan maak dit nie saak as jy hande op siekes lê en hulle word nie gesond nie, want dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor die sigbare nie, maar oor die onsigbare. Goed, ons is terug in Jakobus. En dan hanteer ek nou vanaf vers 6 het ons gesê, maar hy moet in die geloof bid, wat? Sonder om te twyfel. Sonder om te twyfel. Nuwe beginsel.
die volgende beginsel is, die eerste beginsel is jy moet bid as jy wysheid kort kom. God sal vir jou wysheid gee, hy maak 'n belofte daarvan. Hy sê maar jy moet in die geloof bid, wat beteken jy moet aan die hand van die waarheid van die woord bid, en dan sê hy 'n volgende ding, jy mag nie twyfel as jy bid nie. Nou dit is die moeilikste ding vir enige gelowige, is om te bid aan die hand van die waarheid en dan te twyfel, sonder om te twyfel. Ja, ek wonder, as ek nou hierdie bid, gaan dit werk, dan sê hy, jy moet bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die winde gedrywe en voortgesweep word. Nou kom ons praat gou oor, want daar's 'n hele klomp konsepte saamgestel in 'n paar voor die hand liggend, lyk dit na, dis eenvoudige ou versies. Maar hy sê, jy mag nie twyfel nie. Wat is twyfel? Twyfel is presies wat die versoeker kom doen, hy wil jou laat twyfel. God sê, dis die waarheid, die vyand sê, nee, dis die waarheid, en nou is daar 'n twyfel in jou hart. Jy is nou onseker, wat is die waarheid hier? Moet ek my laat doop, moet ek my nie laat doop nie? Hoekom moet ek my laat doop, hoekom moet ek nie doop nie? Hoekom moet ek die 10de betaal, hoekom moet ek nie die 10de betaal nie? En die vyand sê een ding, en die waarheid van die woord sê 'n ander ding, en die grootste probleem met ons almal is ons is te lui om te gaan soek na die waarheid. Ons is nie bereid om deur leidsaamheid te gaan soek, wat is die dieper insig van die waarheid nie. Ons kom net nou by, ons praat later oor insig. Maar Jesus sê, want hy wat twyfel, vers 6, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Wat beteken dit? Wat is die wind? Gaan lees Efesiërs 4, vers 11 tot 16, dit gaan oor die winde van leringe. Wat se leringe? Vals leringe. Met ander woorde, daar is soveel vals leringe, wat gebesig word, deur so baie mense, dat wanneer ons na daai vals leraars luister, dan bepaal hulle vir ons die waarheid, en dan volg ons dit slaafs asof dit die waarheid is. Maar ons het dan nou net gesien, jy kan nie 'n waarheid volg wat nie direk gekoppel is aan geloof nie. Met ander woorde, kennis van die waarheid. Geloof kom dus deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Wanneer die woord van God na ons toe kom, dan word dit ons waarheid, mits ons nie met 'n vals motief na die waarheid gaan kyk, om onsself in ons vlees daardeur te bevredig nie. Goed, so, moenie soos 'n brander op die see wees, dan die oomblik styg hy op, want die wind druk om die kant toe, en dan val hy daar neer, en dan so, hy sê, allerhande winde van leringe kom na die mense toe, en dan hoor jy eers hierdie ding, sê, en dan sê 'n ander weer 'n ander ding, dan glo jy weer dit, en dan sê hy, nee, maar jy moet die Sabbat onderhou, en dan glo ek nou weer dit, en dan die volgende ou sê, nee, maar, en so word ons deur allerhande winde van leringe rondgeslinger, en dan kom daar twyfel. En wanneer daar twyfel kom, dan sê hy, daar's geen geloof by jou betrokke, as jy deur allerhande winde van leringe rondgeslinger word nie. Hy sê, vers 7, hierdie persoon wat twyfel, wat nie vas is in die waarheid nie, gaan dat hierdie mens, vers 7, want die mens, watter mens? Die twyfelmens, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So, wat beteken dit vir ons? Jy kan bid vir wysheid totdat jy blou is in jou gesig, maar daar's 'n voorskrif vir hoe jy wysheid vra. En wat is die voorskrif? Jy moet dit doen aan die hand van geloof, kennis van die waarheid. En soos wat jy die waarheid begin ken, so begin jy minder te twyfel, en so begin die Here vir jou te gee. Hy gaan net vir jou gee, as jy bid in die geloof. Andersins, omdat jy twyfel, omdat jy verskillende leringe glo, en ek wil vandag kategories sê, jy het nie mensekennis nodig om die waarheid van die woord te ken nie.
Want God sê, as jy wysheid kort kom na my toe. En die meeste van ons maak die fout om na mense toe te gaan. Moenie jou wysheid by mense gaan soek nie. Want daar's net te min mense daar wat wysheid het. So wat sê die woord? Bid. Jy kan nie vir 'n mens bid nie. Ag, jy het nou een of ander ou wat jy ken, wat nou baie slim is in die woord. En hy is jou, wil ek amper sê, jou bron van inligting. En so sê die woord, jy moet jou bron van inligting of bron van wysheid by hom gaan haal? Nee, bid God. Bid vir God vir wysheid. En daarom is dit nodig dat ons mekaar altyd sal rig na die woord toe. Want God is die woord. Ons kan nie mense rig na mense toe nie. Nee, maar jy moet na daai ou se preek gaan luister. Gaan luister net na hierdie ding. Hier is vir jou wysheid. Hier, kry gou verby hierdie ou wysheid. Moenie dit doen nie. Want wysheid is by God te vind. En God soek soekers. God soek soekers. Is jy 'n soeker of moet ander vir jou soek en dit vir jou in 'n verkorte weergawe gou vir jou vinnig die antwoorde gee? Dan wil ek nou vir jou sê, jy mors jou tyd. Dan kan jy maar net sowel sonder geloof deurgaan deur die lewe en dan is jy in elk geval verlore. Moenie op mense staat maak nie. Moenie op die arm van die vlees vertrou nie, want God is jou anker. Christus is jou anker. Die woord is jou anker. Jy bou op die rots. Wat is die rots? Die woord. Jy bou nie op mense nie. Moenie op mense bou nie. Goed, kom ons vat dit verder. Hy sê, want wat is die probleem met 'n ou wat twyfel? Vers 8. Jakobus 1 vers 8 sê, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Wat beteken dit? Wat is 'n man wat dubbelhartig is? Dan glo hy dit, dan glo hy dat. Dan glo hy dit, dan glo hy. Sy hart is dan by dit en dan sy hart by dat. Hy soos 'n dubbelhartig. Dis soos 'n man wat twee girlfriends het. Hy weet nie wat hy die liefste voor is nie. Hy hou nie meer van die een of hy meer van daai. En wat gaan gebeur? Hy gaan nie een van die twee kry nie. Dis presies wat Jesus gesê het, jy kan nie God en Mammon dien nie. Daar's net een God wat jy kan dien. Jy gaan of Mammon dien, of jy gaan die Here dien. En die man met 'n dubbel hart gaan of die vir Mammon dien, die vleeslike of die vleeslike kennis van die woord van God, of die geestelike kennis van die woord van God. En pas op, moenie dubbelhartig wees nie. Want dubbelhartigheid is soos 'n vrou wat verlief is op haar man. En alles, sy's het 'n enkel oog, sy's nie dubbel oog, sy het nie 'n ander man wat sy ook na kyk nie, sy het net hierdie man. Haar oë is net op haar man gerig. En ons as gelowiges is die bruid van Christus. En ons moet ons oë standvastig op Christus rig, want Christus is die woord van God. Moenie in die een oomblik kyk ons vir Christus, en die volgende oomblik kyk ons vir Mammon, en dan is ons weer by Christus, en dan is ons weer by Mammon. Moenie twee gode probeer dien nie, daar's net een God. En dan wil ek vir u sê, daai een is wyd aangeteken. Een God, een geloof, een waarheid, een doop, een liggaam. Alles is een. Daar's nie twee liggame nie, daar's nie twee kerke nie, man. Daar's nie evangelies gereformeerde of 'n volle evangelie of 'n Nederduits gereformeerde of 'n apostoliese geloofsending of Hillsong of wat ook al jy die naam wil gee vir 'n kerk. Daar is nie, dit is verdeeldheid. God is nie teen homself verdeeld nie. Dis net die Satan wat verdeeld is. En as jy jou eie kerkie begin het, is ek vir jou jammer, jy's verdeeld van die liggaam af, jy's nie deel van die ware liggaam nie. Want daar is nie 'n liggaam wat teen homself verdeeld kan wees nie. Jy kan nie, dis dubbelhartig. Nou wil ek die Here dien, soos wat ek wil, net nou sal ek hom 'n bietjie in geloof dien.
Hy sê dis onbestendig. Jy's nie op 'n rots nie. Jy's soos in die sand, dis vloeibaar. Die oomblik as die storm gaan uitbars, as jy daarmee heen, saam met die storm. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid. Wat beteken dit vir ons? Ek is by vers 9. Laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid. Hoe roem ons in ons hoogheid? Ons hoogheid is die dinge daarbo. Roem in die dinge daarbo. Moenie roem in wat jy bereik het nie. Want 'n mens kan baie maklik daai versie interpreteer en sê, ek is hoog, ek is die kop en nie die stert nie. Ek is die moenie daar gaan nie. Moenie gaan oor wie jy is nie. Ons hoogheid is die hoof, Christus. Hy is die een daarbo. Hy is die een wat vir ons die dinge van die koninkryk kan leer. Niks en niemand anders nie. En dan sê, en die ryke in sy geringheid. Ja, roem in jou geringheid. Met ander woorde, besef maar net, jy is die heeltyd die afhanklike. Moenie in jouself roem nie, want God gee vir ons 'n rykdom. Die rykdom is die skatte van die koninkryk van God, maar moenie laat dit in hoogmoed omsit in jou eie stap saam met die Here. Moenie wanneer kennis vermeerder hoogmoedig raak nie, want die woord sê kennis bring hoogmoed. En kennis moet jou eintlik trek in afhanklikheid, want kennis van die woord kom met insig wat jy weet jy nie sou gekry het as die Heilige Gees dit nie aan jou geopenbaar het nie. Goed. Hy sê, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Ons weet die mense soos gras. Die mense soos gras. Hoekom? Vanoggend is hy geil, staan hy op die lande. Maar vanaand word hy afgesny en in die vuur gegooi. En ons lyk baie keer lyk ons roemryk. Ons lyk so tog mense kan ons so aanskou en sê, wow, daar is 'n man van God. Maar jy's verteerbaar. En ons kan nie na mense kyk nie. Ons moenie mense aanhang nie, dis wat hierdie gedeelte vir ons probeer sê. Hy sê vers 11, hy sê, want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af en die suurlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Die ryke daar het niks te doen met geld nie. Dit gaan nie oor finansiële rykdom nie. Dit gaan oor die een wat homself voordoen as die een wat die antwoorde het. Kom na my toe, kom sit by my voete. Ons kan net nooit mense na ons voete toe trek nie. Dis boos. Dis duiwels om te dink mense moet by my voete kom sit. Ons moet mense bring na die voete van Jesus toe. Vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra. Salig is die man wat nie deur valse leringe meegesleer word nie. Salig is die man wat nie by 'n man se voete gaan sit nie. Salig is die man wat nie by 'n ou wat hom voordoen as die ou met al die antwoorde, die ryke, gaan sit nie. Salig is jy as jy die versoeking verdra. Met ander woorde, jy werp dit weg omdat jy by die voete van Jesus gaan sit het en omdat jy tot God nader het verwys het en omdat jy by God se voete gaan sit het en nie by 'n mens nie. Hy sê salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Wat is die toets? Die toets is die konstante impak wat die Satan het na die geloofsmens toe, om die geloofsmens te probeer aftrek van die waarheid. En die enigste manier hoe hy ons van die waarheid gaan af wegsleep, is wanneer ons dubbelhartig is. Wanneer jy sê, ek dien God, maar ek soek eintlik vir mammon. Ek is bereid om God te dien, mits ek mammon in dieselfde prentjie kan inbring. Ek sal God dien, mits ek nie hoef te werk daarvoor nie. Ek wil God op my meriete dien. Nee, daar's 'n voorskrif om te sê, jy moet in, en ons kom by 'n hele paar dieper waarhede net hier uit Jakobus 1 uit. En in hierdie opname gaan ek ongelukkig nie die hele Jakobus 1 kan afhandel nie, want daar's soveel diepte in opgesluit in Jakobus 1.
Vers 12 sê, salig is die man wat die versoeking verdra. Jy sal net saligheid ontvang as jy nie vir die versoeker val nie. Daarin lê saligheid. Meeste mense val vir die versoeker. Hoekom? Want hy wil sy vlees bevredig. Hy wil die Here doen sodat sy vlees daardeur bevredig kan word. O, Here, my besigheid moet 'n sukses wees. O, Here, ek moet nooit kan siek word nie. En wanneer ek dan siek word, dan taan my geloof. Want, dis nie die moeite werd om die Here te dien nie. Of iemand kom met 'n maklike evangelie na ons toe en bied dit vir ons so wishy-washy aan en ons vat dit, want dis net soveel makliker om die Here op daai manier te dien. Dan sê hy, maar salig is die man wat die versoeking verdra, vers 12, want as hy die toets deurstaan, versoeking is 'n toets wat oor elke mens kom. En die Here, of jy dit nou wil weet of nie, die Here laat toe dat ons versoek word. Die Here wil hê dat ons versoek moet word, want hy wil weet of jy hom lief genoeg het om hom te dien ten spyte van. Hy wil weet of jy bereid is om hom te dien teen die versoekingsheen. Maar as ons die versoeking weerstaan en as ons die toets deurstaan, sal hy die kroon van lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Jy sien, die meriete is liefde. Het ek God, want ons kan 1 Korintiërs 13 vat en ons kan dit heeltemal uit verband uit aanbied van, ons moet net lief hê, ons moet net lief hê, ons moet net lief hê. Maar weet jy wat? Die liefde is hierdie liefde waarvan hy hier praat. Hy sê, hy wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Het jy die Here lief genoeg om alles in te sit om hom te leer ken? En het jy hom lief genoeg om nie toe te laat dat die versoeker jou in 'n dubbelhartigheid in versoek, dat jy met God begin, en dan jy jou fokus op hom, en dan jy fokus op die dinge van die wêreld. Goed. Dan in vers 13. Vers 13 sien ons, laat niemand as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Jy sien, die feit dat God die versoeker toelaat in ons lewe, beteken nie dat God die versoeker is nie. Want God gebruik juist die inwerking van die versoeker om seker te maak dat ons hom lief genoeg het. Want as jy hom nie lief genoeg gaan hê nie, gaan jy versoek word. Jy sal versoek word deur die versoeker, want die vlees wil versoek word. Kom ons sê dit vir mekaar duidelik en kategories. Jou vlees wil versoek word, en daarom kan jy nie op jou vlees staat maak nie. Jy kan ook nie op 'n ander ou se vlees staat maak nie. Jy moet, want daar's predikers wat net na jou vlees toe preek. Daar's predikers wat self so vleeslik is, want hy het self so 'n ingesteldheid van, hy wil net hê vir die vlees, en hy bied dit vir jou aan, en jy wil dit hê, en so kry julle albei wat julle wil hê, dit wat die vlees bevredig. En daarom gaan die Here die versoeker toelaat om tot jou te spreek en te toets om te kyk of jy daai toets gaan deurstaan, of jy die toets gaan slaag. Maar weet net een ding, God is nie die versoeker nie. God gaan jou nie met dwaallering versoek nie, want God ken die kwaad nie. En dan, ons het al baie keer gepraat oor die boom van goed en kwaad. So waaroor gaan goed? Goed gaan oor die waarheid van God se woord. Waaroor gaan kwaad? Dit gaan oor die leuen wat die Satan of die versoeker vir ons aanbied. So hierso sê God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. God het nog nooit iemand versoek met dwaal nie, want God ken nie die kwaad nie. Maar elkeen, vers 14, word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep
en verlok word. Kan jy sien wat is die impak van die versoeker? Die impak van die versoeker kan alleenlik jou deel word as jy jou eie vleeslike begeerlikhede wil vervul. Pas op dat jou vleeslike begeerlikheid jou nie weglok nie. Pas op dat jy nie die Here dien om jou vlees te bevredig nie, of om jou begeerlikhede te vervul nie. So watter tipe begeerlikhede is daar? Ag, dit is so wyd. Maar baie keer is 'n ou se begeerte net na 'n vroutjie wat hy graag wil hê. En daar's redelike voorskrifte oor met watter vrou moet 'n man homself verbind. So as jou vleeslike begeerte is om 'n mooi vroutjie te kry wat baie aantreklik is en wat vir die oog aanneemlik is, en jy vertrou die Here vir hierdie mooi gesiggie, en jy bid daaroor en sê, Here, ek soek hierdie vrou en gee net vir my hierdie, ek het 'n redelike voorskrif oor hoe sy moet lyk en wat ook al. Weet jy wat is jou probleem? Jy het nou gepreek en gebid na jou eie begeertes toe. Jy wil net jou vlees bevredig. En wat doen die Here? He will give you what you ask for. Ons sien dit is baie duidelik, die Here het dit gedoen met die volk. Hulle het aangehou en sê, ons soek die potte van Egipte, ons hou van die vleis, ons is nie meer lus vir hierdie brood nie, en dan sê die Here, goed, as dit is wat jy wil hê, dan gee ek dit vir julle. En ons weet dat God sê, in 2 Tessalonisense 2 sê, hy sê, as jy lank genoeg aanhou, dan gee ek jou 'n ander gees. God het al hoeveel keer, ons sien dit in die Ou Testament, hy het vir Saul 'n bose gees gegee. God sal jou gee wat jy wil hê, na gelang van wat jou begeerte is. Wat is jou begeerte? Is Christus jou begeerte? Of is jou eie begeerlikhede vir jou begeerte? Ons sien dan in vers 15 van Jakobus 1, sê hy daarna, as die begeerlikheid ontvang het, daai woord moet eintlik vervang word, hy sê, daarna as die begeerlikheid swanger geword het, baar dit sonde. As die begeerlikheid swanger raak, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Jy sien, begeerlikheid is die eerste probleem. Jou vlees begeer een ding, en nou kom waarheid na jou toe, maar jy vat waarheid en jy verdraai dit na wat die versoeker wil hê jy dit moet vat asof dit waarheid is. En die oomblik as jy die waarheid verdraai het, dan het dit sonde gebaar. Dan het jy swanger geraak met sonde. En dan, wanneer jy swanger geraak het met sonde, as jy nie daarvan afsien en dit bely voor die lewende God en sê, Here, ek glo hier 'n leuen. Wanneer iemand na jou toe kom en vir jou sê, maar dit wat jy glo is 'n leuen, en as jy nie daarvan gaan afstand doen nie, en jy gaan sê, nee, maar dan kom die versoeker, en hy kry jou in sy greep, en dan het jy sonde gebaar. Jy het swanger geraak, en jy baar sonde, en wat bring dit voort? Die dood. Dan sal jy geboorte skenk aan dood in jou eie lewe. En nou wil ek vir u sê, pas op, om die evangelie eenvoudig en maklik te maak, deur te sê, ek het Jesus aangeneem, en basta met die res. Maak nie saak wat ek glo nie, man, ek het Jesus aangeneem. Nee, jy het nie Jesus aangeneem deur 'n besluit nie. Jy neem Jesus aan in sy volheid. En sy volheid is die woord van God. As jy hom nie aanneem met sy woord en die volheid van sy woord nie, dan is jy nog nie gered nie. Dan is jy nog nie gered nie. Vers 16. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Moenie dwaal nie.
Met ander woorde, wat sê hy daarmee? Moenie die versoeker glo nie. Want as jy die versoeker gaan glo, is jy klaar in dwaal. Jy kan nie die versoeker glo nie, want die grootste enkele belangrike punt wat ons moet verstaan rondom versoeking is, as dit die vlees wil bevredig, as dit die begeerlikhede van ons vlees wil vervul, dan is dit klaar dwaallering. God se woord spreek nie na u vlees toe nie, dit spreek na die geesmens toe. En gaan doen net die onderskeid en sê, is dit wat ek besig is, het dit 'n impak op my vlees of nie? En as daar 'n impak op die vlees is, dan is jy klaar in die moeilikheid. Ek wil net vandag vir jou sê, jy gaan nooit 'n goeie Christen word nie. As dit jou begeerte is om 'n goeie Christen te word, dan sê ek vandag vir jou, stop met waarmee jy besig is, dis sonde. Want God het nie aan die kruis gesterf vir jou om 'n goeie mens te word nie. God het vir jou gesterf sodat jy hom kan ken. En daarin is die lewe. God wil nie van slegte mense goeie mense maak nie. God wil dooie mense lewend maak. Hou op om God te probeer beïndruk deur vir hom te wys hoe goeie mens jy is. Want jy gaan dit nooit reg kry nie. Dit is boosheid om te dink jy kan God behaag deur jou vlees. You can never do that. Goed. Dan sê die woord, vers 17. Hy sê, moenie dwaal nie my geliefde broers. Met ander woorde, moenie die leuen glo van die Satan nie. Wat sê hy? Hy sê, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte. Wil jy die goeie dinge hê? Wil jy die waarheid hê? Wil jy weet waaroor dit gaan? Dit kom van bo af, van God af. Dit daal van God af neer. Die Vader van die ligte. En ek en u is veronderstel om ligte te wees, nie duisternis nie. Ons kan nie die goed glo wat na duisternis toe werk nie, wat na die vlees toe werk nie. Moenie die dinge glo wat jou vlees gaan bevredig nie. Dis 'n leuen van die Satan. Hy sê, want onthou, die Vader van die ligte, by hom, die laaste deel van vers 17, by hom is daar geen verandering of skaduwee van omkering nie. God is net waarheid. God sê nie nou een ding en dan net nou 'n ander ding nie. God keer nie om nie, God verander nie. God bly dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. God verander nie. Ons as mens verander en ons kan so maklik sê, maar in die hedendaagse kerk, en ons moet verstaan tye het verander, want dis maar die ding wat mense, tye het verander en ons moet aanpas by die tye. Nee, ons moet aanpas by God. God gaan nie by ons aanpas nie, en dis ons probleem. Ons sê, nee, die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament verskil van mekaar. Dis 'n leuen. God sê, ek verander nie. Ek verander nie. En as jy dit nie wil glo nie, dan is dit tyd dat jy die woord begin lees. Kom ons kyk net gou wat sê Maleagi. Mense sê so maklik, God verander. Vers 6, Maleagi 3 vers 6 sê, want ek, die Here, het nie verander nie. Ek, die Here, het nie verander nie. Maar wat? Ons sê, nee, die God van die Ou Testament en die Nuwe Testament is die een is die kwaai God wat met die lat geslaan het in die Ou Testament, en nou het God sy lat neergesit, en hy is nou nie meer die kwaai God nie. Weet jy wat jou probleem? God was nooit die kwaai God in die eerste plek nie. Maar jy het besluit hy was die kwaai God, wat sy lat neergesit het. As jy God gaan leer ken vanuit die Ou Testament, dan gaan jy agterkom, hy is dieselfde gister in die Ou Testament, vandag in die Nuwe Testament, en môre of tot in ewigheid, wanneer hy gekom het om ons te kom haal. Hy verander nie. God het geen, hier sê die woord, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. By God is daar geen skaduwee nie. Geen duisternis nie. Maar ons maak God, ons verweef hom soos wat dit ons pas. Ons besluit wie hy is. Jy het mos genoeg gesag om te besluit wie God is. I'll decide.
En ons kan dit net eenvoudig nie doen nie. En daarom, om te weet wat God se wil is, moet jy na God se woord gaan kyk. Want alles daal van bo af neer. Wat het van bo af neer gedaal? Die woord van God. Jesus sê, ek is die brood uit die hemel. Wat is die brood? Die woord van God, uit die hemel uit. Van die Vader af. En dan sê sy Vader, dit is my geliefde seun, luister na hom. Luister na alles wat hy sê. Jy kan niks vat wat hy nie sê nie. Jy kan niks verander wat hy gesê het nie. Want alles wat hy sê is vas. Vers 18. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Luister gou baie mooi. Moenie die fout maak om die geesmens wat jy geword het met jou vleesmens te probeer kombineer nie. Moenie daai fout maak nie. Want God het ons voortgebring, hoe? Deur die woord van die waarheid. So wat is die geesmens se stand? Sy stand is waarheid en waarheid alleen. En die waarheid wat jy ken, is die waarheid waarteen jy gemeet sal word wanneer die dag van die oordeel kom. Die probleem is, as jy dubbelhartig gaan wees, gaan jy waarheid en leuen hê, en dan gaan God jou moet oordeel na die gelang van die dubbelhartigheid waarmee jy beweeg. En God het ons voortgebring deur die woord van die waarheid. Met ander woorde, jy is nie nou meer, wat ook al jou naam is, André of Gerard of Pieter of Morney of wie ook al. Jy is nie Franco vlees nie. Jy is nie meer vlees nie. En daarom, wanneer God ons herskep, dan herskep hy ons aan die hand van sy woord, deur die woord wat in ons lewe inwerk, saam met die Heilige Gees. En nou is ons skepping is vanuit die Gees, en nie meer uit die vlees uit nie. Dit is die woord van God. Here, mag hierdie gedeelte, ons sal aangaan van vers 19, in 'n volgende opname, Here, mag hierdie woord wat ons nou gehoor het, 'n standvastigheid in ons bring, dat ons volgens die waarheid van God sal wees. In Jesus naam. Amen.